Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Lukas 13, verse 10 tot 21. Alhoewel Jesus deur sommige van die fariseërs afgekeur is, omrede hy onmoontlik bedreig gevoel het deur sy lering en die wonderwerke wat deur sy hande plaasgevind het, lees ons dat hy hier op die Sabbat in die sinagoge sit en leer. Nou stop Jesus sy lering, omrede hy 'n vrou sien wat krank is. Kan jy jouself indink om vir 18 jaar lank getuister te wees deur 'n krankheid wat jou nie eens die son kan laat sien opkom, omrede jy so in mekaar getrek is en nie in staat is om regop te kom nie? Sy het moontlik gereeld na die sinagoge gegaan en niemand het ooit notisie van haar geneem nie. Hulle het moontlik gedink, sy is deur God vervloek as gevolg van haar sonde. Jesus toon simpatie met die vrou. Hy kon haar van 'n afstand geroep het en gesê het, wees genees, maar hy roep haar nader. Hy raak haar aan en hy genees haar. Ons lees in vers 14 van die leier van die sinagoge se reaksie. Hy was verontwaardig en Jesus het verskeie sosiale norme oortree, maar om op die Sabbat te werk was 'n besonderse oortreding. In plaas daarvan dat hy verheug is oor die genesing, is hy ontsteld oor die wonderwerk. En hy het nie die moed om vir Jesus direk aan te spreek nie en praat dan met die skare. Hy berus by hulle, omdat hulle gewoonlik genesing op die Sabbat soek. Nou Jesus spreek hom dan streng aan en wys daarop, as 'n man vir diere op die Sabbat kan sorg, kan God beslis 'n lydende vrou die rus gee wat van genesing kom. Hierdie gedeelte het my ook nogals laat dink, vers 16 lees. Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? Dink daaraan, sy was 'n vrou, gemaak na die beeld van God, en omdat sy 'n vrou en nie 'n man was nie, verdien sy meer sorg en aandag. Sy was 'n dogter van Abraham, 'n Joodse vrou, wat 'n verbondsverhouding met Abraham gestaan het. Dit kan ook aandui dat sy 'n vrou van geloof was, as gevolg van haar bywoning van die sinagoge. Sy was een wat Satan gebind het, en elke dag is 'n goeie dag om die werk van Satan teen te staan en sy gevangenisse vry te laat. Sy was 18 jaar lank siek, 'n tydperk wat groot lyding meegebring het en die medelee van Jesus en ander teweeggebring het. Die godsdienstige leiers is in die skande gebring deur hul houding teenoor genesing op die Sabbat, maar blydskap en vreugde het onder die mense geheers oor al die glorieryke wonderlike dinge wat Jesus gedoen het. In verse 18 tot 21 gee Jesus 2 kort gelykenisse oor die koninkryk van God. Die gelykenis van die mosterdsaad beskryf hoe iets kleins en aanvanklik onbelangriks in iets kan ontwikkel tot groot en opvallend. Die mosterdplant, wat van nature klein is, kan ongewoon groot groei en bied skuiling aan vir voëls. Nou, in die Bybel word bome en voëls dikwels as simbole gebruik. Nou, bome kan menslike of bose regerings voorstel, terwyl voëls soms boosheid of selfs Satan kan simboliseer. Nou, hierdie gelykenis weerspieël hoe die koninkryk van God en sy invloed in die wêreld groot kan word, selfs te midde van korrupsie en boosheid, soos gesien in die Romeinse Ryk en die vroeë kerk. Die gelykenis van die gis illustreer soortgelyke beginsels. 'n Klein hoeveelheid gis kan 'n groot invloed hê, wat die groei van die koninkryk van God
en die bedreiging van korrupsie en sonde simboliseer. Die gis dui op die potensiaal van klein dinge om 'n groot uitwerking te hê, selfs al lyk dit aanvanklik of dit geen nut het nie. In die konteks van die kerk en die wêreld se sonde en korrupsie, waarsku die gelykenis dat selfs 'n klein hoeveelheid kwaad of korrupsie groot skade kan veroorsaak. Maar terselfdertyd kan God se koninkryk ook op merkwaardige wyse groei en transformeer. Mag julle 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.